Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Sondagoggend. Ons is by Johannes 18. Ons lees vanaf vers 1. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy saam met sy disippels na die oorkant van die Kidron-dal vertrek waar daar 'n tuin was. Hy en sy disippels het toe daar ingegaan. Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus en sy disippels dikwels daar bymekaar gekom het. Judas het toe daar aangekom met 'n kohort soldate en die tempelwagte van die leierpriesters en die fariseërs, met fakkels en lampe en wapens. Jesus het geweet van al die dinge wat met hom sou gebeur en het uitgegaan en vir hulle gevra, "Wie soek julle?" Hulle antwoord hom, "Jesus die Nasareëner." Hy sê toe vir hulle, "Ek is hy." Judas, sy verraaier, het ook daar by hulle gestaan. Toe hy vir hulle gesê het, "Ek is hy," het die soldate teruggedeins en op die grond neergeval. Hy het weer vir hulle gevra, "Wie soek julle?" En hulle sê, "Jesus die Nasareëner." Jesus het geantwoord, "Ek het vir julle gesê, ek is hy. As julle dan na my soek, laat hierdie mense gaan." Sodoende sou die woorde wat hy gesê het, vervul word. Hulle wat U aan my gegee het, van hulle het ek nie een verlore laat gaan nie. Simon Petrus het toe 'n swaard wat hy gedra het getrek en na die hoëpriester geslaan en sy regteroor afgekap. Die slaaf se naam was Malgus. Toe sê Jesus vir Petrus, "Steek die swaard terug in sy skede. Die beker wat die Vader my gegee het, sal ek dit dan nie drink nie." Geliefdes, ons lees hierdie gedeelte en hier's baie goed wat ek en jy moet hoor wanneer Johannes hierdie verhaal skryf. Die eerste een is Jesus wat geweet het wat gaan gebeur. En hy vat beheer. Nou, dis ongelooflik. Hier kom Judas met al hierdie soldate, maar hulle is nie in beheer nie. Jesus is in beheer. Kyk hoe beheer hy die gesprek, hoe beheer hy die hele situasie. So, jy moet baie mooi verstaan nie. Jesus weet en hy is in beheer. Die ander interessante ding, en daarvoor help hierdie vertaling, wat 'n baie direkte vertaling is, ons baie goed. As jy nou gaan lees hier, dan antwoord Jesus hulle, "Ek is hy." En dan gaan jy sien, daai ek is in hoofletters. Dit is die tipiese, wat ons van die teologie noem, ego eimi uitsprake, of ek is uitsprake. Wat Jesus hier sê, gryp terug na die brandende bos in die woestyn waar Moses gekom het en toe hy vir God vra, wat moet ek nou vir die Israeliete gaan sê, wie het my gestuur? Toe sê God, ek is. En Jesus gebruik daai presiese woorde. En dan besef die soldate dit. Dis die ander ding, né? Hier kom die soldate gewapend alles, hier staan, die soldate het teruggedeins en op die grond neergeval. Hulle besef, hier staan ons eintlik voor God. Petrus gryp 'n swaard en hy wil Jesus beskerm. En Jesus sê, Petrus, nee, sit jou swaard terug. Die beker wat die Vader my gegee het, sal ek dit dan nie drink nie. Dit is waarvoor ek gekom het. Dit was die hele doel van my koms na die aarde.
dat ek kom om hierdie kruispad te loop, om mense te verlos. Ongelooflik vir my net in hierdie gedeeltes hoe Jesus weer eens die hele situasie bestuur. Want hy is die een wat in beheer is. Hy kies hierdie pad. Hy het dit gekies ter wille van my en jou. Amen. Here almagtige God, baie dankie dat ons op hierdie teks mag lees. Ja, ons eer U ook daarvoor. Here, en help ons om net aan U vas te hou. En om vas te hou in die waarheid dat U God is en dat U in beheer is. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Onthou ook ons eredienste vanoggend 8:00 in Eskort, 10:00 in Mooirivier en 5:00 in Wenen. Ek hoop om u daar te sien. Totsiens.